the mighty one, God, the Lord, speaks and summons the earth from the rising of the sun to the nations. Our God comes and will not be silent. The fire devours before him, and the howling tempest rages. Let the great elephant be the he comes. These footsteps are like thunder in the afternoon sun, and the nations will bow. Let the trumpets of the earth. His voice will sound the constant waves. The mountains will shake at his sound, and the people will rise up to his throne and worship him. For he is Jehovah. He is the mighty one. He is our rock. He is our fortress. He is strong and mighty. Geboorte van Jesus. Jesus se koms na die aarde was Gods belofte aan die verlore mens. Die belofte van die Messias wat sy volk sal bevry. Baie mense het dit nie in die oudheid reg verstaan nie. Hulle het gedink die Messias sou 'n aardse koning wees. God se plan was egter baie groter. In sy groot genade stuur hy sy seun as hemelse koning aarde toe. So bevry hy ons van ons aardse lewe vol sonde, pyn, droefheid en smarte. God se raad word nooit gekeer nie. Jesus kom aarde toe om ons deel van sy hemelse koninkryk te maak. Deuteronomium 18:15, 'n profeet uit jou midde, uit die broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. So was die verwagting dat die Messias uit die geslag van Dawid sal wees, volgens die belofte wat aan die Here aan Dawid gemaak het. Keizer Augustus het 'n bevel uitgevaardig dat daar 'n volkstelling gehou moes word. Die rede vir so 'n volkstelling was sodat die gemeenteryk se belastinginkomste bereken en beplan kon word. Daardie sensus het egter anders as ons sensus gewerk. In plaas van dat die sensusopnemer na jou huis toe gekom het, is daar bepaal dat jy na jou vaderstad moes gaan. Dat wil sê, die plek waar jou familie vandaan gekom het. Josef het van Dawid afgestaan en Dawid is in Bethlehem gebore. Daarom het Josef na Bethlehem gegaan. Omdat Maria aan Josef verloor was hy reeds deel van sy familie en daarom het sy saam met Josef na Bethlehem gegaan. Die Jode het dus 'n Messias verwag en die Here het ook die belofte bevestig deur sy profete. Jesaja 9 vanaf vers 5 tot 6. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here en die Almagtige sorg. Ook in Jesaja 61 vers 1 word ons vertel van die goeie tyding wat kom. Die Gees van die Here, my God, het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood.
Vertel de engel vir die herders in die nag die goeie nuus. Moenie bang wees nie. Kyk, ek dink hulle goeie tye van groot tydskap. Ek vir die hele volk sal wees. Ek kaart die nag vir julle en rooster gebore sal wees. Christus die Here. Dit sal vir julle teken wees. Dat julle 'n kind sal kry. Ek in die witte bedryf en mee in 'n Dus saam met die engel, 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, Here aan God, aan die Vader, en vrede op aarde, aan die mense, aan jou hart.
Nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, het hy vir sy disippels gesê, Nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het hy vir sy disippels gesê, Julle weet dat dit oor 2 dae Paasfees is. Dan sal die seun van die mens uitgelewer word om gekruisig te word. terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albasserfles, baie kosbare reukolie en dit op sy voete uitgegiet. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig. Daarom so verkwistend, 'n mens kon die reekolie op baie geld verkoop het. Die vir die armes gegee. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê, Waarom maak julle dit vir hierdie vrou so moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my verrig. Deur die reukolie op my lippe af te giet. Dit sê my voorbereid vir my begrafnis. Die armes sal julle altyd by julle hê, maar vir my sal julle nie altyd hê. Voorwaar, dat sê ek vir julle, oral waar hierdie evangelie in die wêreld uitgesaai word, sal daar van haar gepraat word. En die goeie daad, wat sy aan my verrig het, en dat sy alle gedoen word vir 'n nagedagtenis aan.
Judas onderneem om Jesus te verraai. In daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom in die woning van Caiaphas, die hoofpriester. Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op 'n slimse manier gevange te neem en dood te maak. Toe een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gaan en sê, Wat? Dat julle van my vriend as ek so, na Jesus, in julle hande kom. Ja, dat sal by my sikkel. Nie op die feesting, sodat daar nie op broer onder die kop roep. Weet, dat sal my sikkel. Ja, dis op. van toe af was hy op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, kom die disippels na Jesus toe en vra, Kyk, net op julle die stad inkom, sal julle 'n man ontmoet wat 'n kruik water dra. Gaan saam met hom by die huis waar hy ingaan. Jy vra vir die eienaar van die huis. My leermeester vra, waar is die kamer waar ek met my disippels die paasmaaltyd kan eet? Hy sal julle dan 'n groot hoofvertrek wys wat daarvoor ingerig is. En daar moet julle dit voorberei. hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus vir hulle gesê het en die paasmaaltyd voorberei.
Toe dit af, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die 12. Terwyl hulle eet, Ek verseker julle, geen van julle sal dit raak. Die brood en die saad, dit is heilig in die raak. En dan sê ek, saad kruis die brood, die vlees van die mens, en die saad sê ek. Dit is maar die skede wat die mens raak, dat die nooit gehoor had. Dit is die echte rabbi. Daar kom. die tuin van Gethsemane is nie regtig 'n tuin nie, maar 'n boot. Dit was omring deur 'n muur, sodat dit amper soos 'n park was en geleë op die Olyfberg. Die kidronspruit het saggies daar verby gekabbel.
Olyfbome groei steeds daar vandag. Gedurende Jesus se tyd was die vogelplek van besigheid. 'n Olyfpers daar het die plaaslike gebiede van olyfolie voorsien. Op die aand voor sy kruisiging het Jesus saam met Petrus, Jakobus, Johannes na die boord van die olyfpers gegaan om te bid. Dit was nie toeval dat Jesus sy laaste aand spandeer het in die tuin van Getsemane. Disippels en Jesus kom gesels van die voordeur in die paadjie tussen die stoele af. Nadat Jesus en sy apostels klaar gebid het en lofliedere gesing het, het hulle uit die bokamer weggegaan na die Olyfberg. Markus 14 vers 26. Hulle gaan ooswaarts na 'n tuin wat Getsemane genoem word, 'n plek waar Jesus gewoonlik gaan. Hulle het al baie keer hiernaartoe gekom. Wanneer hulle by hierdie pragtige plek tussen die olyfbome aankom, sê Jesus vir sy apostels om agter te bly. Jesus vat 3 van sy apostels saam, Petrus, Jakobus en Johannes, en gaan verder in die tuin. Hy word baie angstig en sê vir hulle, Ek het verskriklik daarteen. Ja, tot die dood. Bly hier en bly wakker daar. Jesus in die tuin. Jesus het uit die hemel gesien hoe ander 3 keer die Romeine doodgemaak is. So hy het glad nie uitgesien om op so 'n wrede manier doodgemaak te word nie. Maar nog belangriker, Jesus is angstig omdat hy dink dat sy dood as 'n slegte misdadiger daad oneer op sy Vader se naam sal bring. Oor 'n paar uur gaan hy aan 'n paal gehang word, asof hy 'n godslasteraar is. Jesus gaan 'n eindjie weg van hulle en val neer op die grond en begin bid. Waaroor bid hy tot God op hierdie intense oomblik? Vader, neem asseblief hierdie beker weg van my. Nie my wil nie, maar u wil. Wat bedoel hy? Wil hy nie meer die een wees wat die losprys betaal nie? Glad nie. Nadat Jesus lank gebid het, gaan hy terug na die 3 apostels en sien dat hulle slaap. Hy sê vir Petrus, Dat julle nie eens vir 1 uur saam met my wakker bly nie. Bly waak en bid houdelik, sodat julle nie die versoeking kom nie. Jesus besef dat die apostels ook onder stres is en dat dit al laat is. Hy sê vir Die fees is gewillig, maar die fees is swak. Jesus gaan vir 'n tweede keer weg en vra dat God hierdie beker van hom moet wegvat. Wanneer hy teruggaan na die 3 apostels, sien hy hulle weer slaap.
terwyl hy eintlik moes bid en dat hulle nie in versoeking kom nie, wanneer Jesus met hulle praat, weet hulle nie wat om vir hom te sê nie. Jesus draai om en kyk na sy disippels asof hy met hulle praat. Jesus gaan vir die derde keer weg en gaan op sy knieë om te bid. Jesus stap stadig in die stilte. Hy is diep bedroefd. Sy sweet word soos bloeddruppels. Jesus in biddende posisie. Jesus is baie bekommerd oor die oneer wat sy dood as 'n misdadiger op sy Vader se naam sal bring. Maar God die Vader hoor sy seun se gebed en op God stuur 'n engel om hom te versterk. Maar Jesus hou nie op om sy Vader te smeek nie en hy hou aan om nog ernstiger te bid. Die emosionele stres is oorweldigend. Hy het 'n baie groot verantwoordelikheid wat op sy skouers rus. Sy ewige lewe en die lewe van mense wat geloof in God self is op die spel om die waarheid te sê. Sy sweet word soos bloeddruppels wat op die grond val. Wanneer Jesus vir die derde keer na sy apostels teruggaan, sien hy dat hulle weer slaap. Hy sê, Op 'n tyd soos hierdie, slaap julle, rus julle. Kyk nie die antwoord weer, hier vir die seun van die mens, op uitgelewer word van Sondag. Staan op, en kom saam met my. My tyd is naby, en die verraaier is naby. Judas verraai Jesus in die tyd. Op daardie oomblik kan die geraas van 'n groot skare gehoor word. Kyk! Die mense kom met swaarde en knippels en hulle dra fakkels om lig te gee. Terwyl Judas en die skare in die tuin instap, sien hy vir Jesus saam met sy apostels en hy loop weg na hom toe. Dag Rabbi. Sê, hoe kom jy hier? Judas, verraai jy die seun van die mens? Hy soen hom. O, dis die man, Judas Iskariot. Hoekom soen hy vir Jesus? Ja, die soen is 'n teken. Dit sê vir die mense, saam met Judas,
dat dit Jesus is, die man na wie hulle soek, dan staan Jesus en sy vyande nader om hom te gryp. Jesus gee hom oor om gevange geneem te word. Jesus stap nou vorentoe en staan in die lig van die fakkels en lampe en vra. Julle, dis hulle die swaar aanval. Jesus stap nou vorentoe en staan in die lig van die fakkels en lampe en vra. Wat wie soek julle? Hulle weet nie wat om te verwag nie en val op die grond neer. Ek het vir julle gesê dat dit ek is. As julle dan my soek, laat my disippels gaan. Terwyl die soldate nader na Jesus kom, besef die apostels wat is besig om te gebeur. Julle, dis hulle die swaar aanval. Voordat Jesus hulle kon antwoord, swaar Petrus een van die swaarde wat die apostels by hulle gekry het en kap Malchus 'n swaard van die hoofpriesters se oor af. Sit die swaar terug. Het ek jou dan nie gesê, dat ek my Vader in die hemel opdracht kan gee om met hy sy engele te stuur om my te red nie? Jesus gee hom oor om gevange geneem te word. Die soldate, die militêre bevelvoerder en die beamptes van die Jode arresteer Jesus en boei hom. Toe die apostels dit sien, hardloop hulle weg, maar 'n sekere jongman, daar die disipel Markus, bly tussen die mense sodat hy Jesus kan volg. Markus 14 vers 51. Die skare erken die jongman en probeer hom vang, en daarom los hy sy linnenkleed agter, terwyl hy probeer weghardloop.
Tussenin is daar die verhaal van die binnenhof van die hoëpriester Annas waar Petrus sy 'n vuur gestaan het in die koue en die Here Jesus 3 keer verloor het. 'n Mens het in die eerste tyd nog gesien dat Petrus vir die Here Jesus opkom. Judas het daar die Here geraai en sy genade verwerp. Petrus het daar egter nog die Here Jesus verdedig deur Malchus se oor af te kap. Sy verbintenis aan Jesus, al was dit op die verkeerde manier, was nog stewig. Maar hier waar die partij draai teen Jesus, waar Jesus van kerk na staat gestuur word om die hoogste prys te betaal, hier val Petrus se moed om en verloor hy die Here Jesus 3 keer. Die eerste keer, die meisie, die diensmeisie, wat deurwagter was, sê toe vir Petrus, Jy is toch ook een van hierdie mense disippels nie? Nee, ek was nie. die mense by die vuur vra toe vir hom, Is jy toch nie een van Jesus disippels nie? Ja, ek was nie. een van die hoëpriesters se slawe wat familie was, van die een wie se oor Petrus afgekap het, die slaaf vra toe, Het ek jou dan nie in die tyd by hom gesien nie? Petrus skrik, want hy onthou die woorde van Jesus.
Jesus word gefesel. Pilatus, 'n aardse regter, verklaar Jesus die hemelse koning onskuldig. Tog word Jesus aan godsdienstige leiers oorgegee om gekruisig te word. Johannes gebruik hierdie uitsprake in sy evangelie om te wys wie Jesus is en wat hy vir ons as mense beteken. Hy wys hiermee ook dat Jesus God self is. Jesus verduidelik dat hy wel 'n koning is, maar dat sy koninkryk nie soos ander aardse koninkryke is nie. Dit word al duideliker soos Pilatus rondskarrel. Pilatus het wel mag en gesag in Jerusalem, maar God is in beheer en Jesus is die koning. Die Jode wou nie in Pilatus se amptswoning ingaan nie, omdat hulle dan onryk sou word en nie die volgende dag aan die paasmaaltyd sou kon deelneem nie. Daarom is dit Pilatus wat heen en weer beweeg. Dan binne by Jesus, dan buite by die aanklaers. Daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring. Ons het begin, dat hierdie man ons voorgebied. Hy beweer hulle om belasting aan die keiser te betaal. Hy beweer dat Christus die koning is. Is jy koning van die Jode is? Waar eerder, uit die weer, of het 'n ander ding, hier van my gesê. My koninkryk, is nie van hierdie wêreld nie. Dan is jy toch wel die koning. Dit is soos hy sê. Pilatus gaan buite toe en sê vir die priesterhoofde en die skare: Ek vind geen skuld aan hierdie man nie. Maar hulle het sterker aangedruk en gesê: Hoor jy nie waarvan hulle alles geskuldig nie? Maar Jesus het op geen enkele woord antwoord gegee nie, sodat die goewerneur baie verbaas was. Toe Pilatus dit hoor, Is die man 'n Galileër? 'n Galileër? Jesus word na Herodes toe gestuur. Nadat hy te wete gekom het dat Jesus uit die magsgebied van Herodes afkomstig was, het hy hom na Herodes toe gestuur, wat juis in dieselfde tyd in Jerusalem was. Herodes was baie bly om Jesus te sien. Omdat hy soveel van hom gehoor het hy al 'n geruime tyd die begeerte gehad om hom te sien. Hy het ook gehoop om hom een of ander wonderwerk te sien doen. Hy het allerlei vrae aan hom gestel, maar Jesus het hom niks geantwoord nie. Die priesterhoofde en die skrifgeleerders het hom heftig staan en beskuldig. Herodes en sy soldate het hom toe met veragting behandel. Hulle het hom 'n deftige kleed omgehang met hom die spot gedryf en hom daarna na Pilatus toe gestuur. Op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was daar baie vriendskap tussen hulle. Pilatus lewer Jesus uit om gekruisig te word. Toe het Pilatus vir Jesus geneem
en hom laat gesel. Die soldaat het die doringkroon gevleg en op sy kop gesit. Hulle het hom 'n purperkleed aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê, en elke keer het hulle hom geklap. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê, Kyk, ek bring volk weer na buitekant toe, dat hulle kan sien, ek het geen skuld in hierdie man gevind nie. toe het Jesus buitentoe gekom. Julle het hierdie man vir my gebring, as 'n opstoker. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek. En ek het dit in hierdie man geen grond gevind vir aanklag wat julle teen hom ingebring het nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur en het beslis nie dat ons van die dood verdien nie. Ek sal die geesel en dan ons. Barabbas was in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord. Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat, maar hulle het aanhoudend geroep. Vat julle hom en kruis het julle hom. Want ek is geen skuld in die man. Ek sal hom dus laat geesel. En dan weer dat geesel. Ons het nog weg. Volgens die wet moet hy dood. Omdat hy homself as die seun van God voorgedoen het. Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. Pilatus het in sy woning ingegaan en weer met Jesus gepraat, maar Jesus het hom nie geantwoord nie. Pilatus sê toe vir Jesus, Praat jy nie met my nie. Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat? En ook, hulle kruis het nie. Jy sal een versaak oor my hart as dit nie kan doe af en die ewig. Daarom het hy wat hy aan die uitgeleef het, nooit verstaan. hulle het egter met 'n harde stem geskree en gesê, met hulle harde geskree, het hulle die oorhand gekry. Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moes word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat soos hulle geëis het, maar vir Jesus het hy uitgelewer soos hulle wou hê. Wat wil jy aan die twee? Moet ek los laat? Nou wat? Met wat Jesus doen? Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur, moet nog niks met daardie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vandag 'n vreeslike droom oor hom gehad. Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus te dood. Jesus word weggelei. Hy het Ek was my hande aan die onskuld. Dit is julle verantwoordelikheid.
lancia dolorosa entro Jerusalem. Hier soldaten en die straten mensen. Voor een man wat met het perverteert en hij hooggeslagen overval. Daar stonden woestens geweest en bloed door zijn hand. Door een kroon sneed in zijn hand. En elke keer als hij doodspreken, wordt hij gespuugd en gesmaakt. Langs die via rosa, die weg van zwart in klein, zoals een man, stap ons voor in ons hier. Langs die via rosa, stap ik voor. En via rosa, it's a good gevoel dat jou in mij en via rosa in mijn kruisgebracht gevoel op pad naar Golgotha. En daar heeft mij gestaan en mijn plek is goed bepaald. Langs die via rosa, die weg van zwart in klein, zoals een man, stap je koning in mij heen. Langs die via rosa, stap ik voor. La dolorosa it's a good wat het ons voor maar ik heb het ontgroeid het ons met het via rosa, die weg van zwart in klein, zoals een man, stap je koning in jou hier. Via rosa, stap ik voor. En via rosa, it's a good gevoel voor Jesus en sondags aan die kruis.
Jesus en die sondags aan die kruis. Vader, vergeef hulle. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En die een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaak en gesê, As U die Jesus is, verlos Uself en ons. maar die ander een het geantwoord en hom bestraf en gesê, Wie is jy ook God nie, terwyl jy in die self gewonder is. Ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar jy het niks verkeerd gedoen. en hy sê vir Jesus, Here, as U in die koninkryk kom, dink aan my. Voorwaar, ek sê vir jou, van vandag af, sal jy saam met my in die paradys wees. en dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. En die son is verduister. Die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. en toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. Hoor die donder, hoor wonder, lama sabachthani, gee die hoop wat ek vergaan nie. Hier is so te skreeu, my siel feed me, lama sabachthani. Sy droom,
Dis glad nie waar nie. Ek is alleen. Ek is alleen. Ek is alleen. Vader, ek is alleen. Ek drink asyn hier. Sien die swerpijn. Laat ons vallen. Die grootste zeer. Is niet daar. Ik word ek vermoord. Zonder het my vermoord. Laat ons vallen. Geen engel. Wat hier bij mij kon staan. Ik is alleen. Ik is alleen. Ik is alleen, Abba Vader. Ik is alleen. Zo alleen. Jullie houdt maakt dood. Alles echt verstoord. Langzaam. Die zondags net niet verlaten. Ik is alleen. Ik is alleen. Ik is alleen. Sorry. Die son het begin sak en die Sabbat het begin nader kom. Dit was reeds laatmiddag, vertel die Bybel ons, Mattheus 27 vers 57. Wat moet met Jesus se liggaam gebeur? Ons lees dat 'n belangrike Jood, wat lid van die Joodse raad was, naamlik Josef van Arimatea, moet by mekaar geskrap het en vir Pilatus gaan vra het of hy Jesus se liggaam kon kry. So het hy gekeer dat Jesus se liggaam miskien op die ashoop kon beland. Ons lees wel dat in die gesprek Pilatus verbaas was dat Jesus reeds dood is. Hy het die offisier laat roep om doodseker te maak dat Jesus wel dood was. Daar is dus nie 'n kans dat Jesus lewend van die kruis kon afneem nie. Josef was een van Jesus se volgelinge en sou later in die geskiedenis ook 'n belangrike rol onder die Christene speel. Sy familiegraf was naby die plek waar Jesus begrawe is. Dit was die gebruik in daardie tyd om familiegrafte te hê. So 'n graf was eintlik 'n tipe grot of kamer wat uit rots gekap is. Daarom kon daar 'n rots voor die ingang na die grot gerol word. In die grot was daar dan gewoonlik ook meer as een plek vir liggame byna soos. Hoe meneer Pilatus, die dag is bijna voorbij en Jezus is reeds dood. Mag ek die lichaam van Rabbi Jesus van die kruis ontwyde en hom begrawe? Josef, sê vir my, is jy familie van Jesus? Nee, my Heer, maar ek is een van sy volgelinge. Ek sal toestemming gee, maar ek wil nie seker maak of Jesus werklik dood is. Kort daarna kom Josef brom aangestap. Die ou korrelpot van 'n gouverneur het my daarom vreeslik laat wag. Eers wou hy nie glo dat Jesus al dood is nie. Toe moes ons die hele tyd wag vir die offisier om dit te kom bevestig. Toe was hy weer beswaar omdat ek nie familie van die oorledene is nie. Hy sê enige een kan nie sommer 'n liggaam kom vra nie, maar gelukkig weet hy wie ek is en dit het daarom gehelp. En net toe, ek dink nou,
kan hy die brief skryf. Steek hy 'n lang preek af oor prosedures by die dood van 'n teruggestelde en dat die reëls nie daarvoor voorsiening maak dat die liggaam van 'n man wat aan hoogverraad skuldig bevind is vir 'n begrafenis vrygestel word nie. En Jesus het geen opgelaat nie. Amen.